Jy hoef niks reg te maak nie. Jy hoef niks meer te bewys nie. Jy kan net rustig raak, want jou identiteit in Jesus Christus bring vir jou rus. Laat ek vandag met jou oor iets baie belangriks praat. En dit is die beginsel dat jy hoef nie harder te probeer nie. Jy hoef nie meer in te sit nie. Jy hoef nie iets te bewys nie. Jy kan die identiteit van Jesus Christus aanvaar, en omdat jy dit aanvaar, bring dit rus in jou lewe. Dit is so belangrik, want as ons dit kan glo, dan gaan ons agterkom dat al hierdie effort wat ons insit, al hierdie pogings, en luister nou maar, ek wil vir jou sê, ons het allerhande idees, allerhande maniere om te dink, ons gaan dit maak op ons eie, ons gaan pogings aanwend, ons gaan 'n effort insit, meer van die, minder van daai, van nou af gaan ek dit doen, en al hierdie dinge wat ons probeer om sogenaamde antwoorde in ons lewe te formuleer en te kan regkry. Hier is die antwoord. Jou identiteit met Jesus bring vir jou rus. Dit bring vir jou herstel. So, voel 'n bietjie vir 'n oomblik dat jy niks meer hoef te bewys nie. Jy mag vandag net in die teenwoordigheid van die Here wees. Jy mag vandag net sy vrede ervaar. Jy mag sy guns beleef, want God is aan jou kant. Hy help jou. Kom ek vertel jou 'n goue storie. Weet jy, as 'n mens begin, dan glo jy in die Here en jy vertrou die Here met jou hele hart. En jy begin glo dat die Here is in staat om jou te red uit die situasie waarin jy is. Toe jy nog in ongeloof gestaan het, was jy in die wêreld gewees, wêreldse besluite, dinge van die wêreld gedoen. En ergens langs die pad het jy besluit, jy gaan die Here vertrou dat hy jou kan red. En ek wil jou 'n baie belangrike vraag vra. Dink jy dat die sondige wêreld, die ou wêreld, die wêreld wat gekom het deur die sonde in hierdie wêreld in, dink jy daardie wette is sterker en daardie dinge is sterker as die krag van die verlossing van Jesus Christus? Dink jy vir 'n oomblik dat Jesus nie in staat is om te verlos nie? Dat die Here nie in staat is om reg te maak nie? Dat 'n mens altyd moet teruggaan na die ou weë, terugval in die ou gewoontes, maar net eenvoudig weer opgee. Dis amper soos 'n vis. Ons kyk hier na die water. Jy weet, ons probeer soos 'n vis wees, ons probeer uit die water uit spring, en dan probeer ons survive daar aan die bokant van die water. En net so rukkie dan hou ons uit, en dan sê ons, ja Here, ek glo, ek vertrou, ek probeer my beste, en dan val ons net weer terug in die water in ons ou gewoontes, ons ou ongeloof, en dan begin ons agterkom, wanneer die omstandighede in ons lewe weer kom, en ons begin sê, ek voel weer die pyn, ek voel die seer, ek sien die omstandighede om my, dan begin ek weer sê, ek begin terugkom na my ou gewoontes, waar ek nie meer glo nie, dan begin ek weer die ou dinge doen, die ou dinge om my tevrede te kry, om my kalm te kry, dan begin ek in ongeloof val, in twyfel, en in bekommernis, en al hierdie tipe dinge. So, ek glo vandag, God wil vir jou iets leer, hy wil vir my en jou iets leer, en dit is so belangrik, en dit is om jou identiteit in Jesus Christus te vind, want dit bring rus. Dit is nie in antwoorde nie, dit is nie meer in moeite nie, dit is in Jesus Christus, dit is nie hard nie. God praat sag, God praat duidelik, God gee antwoorde, sodat ek en jy die oorwinning kan behaal. God is die een wat vir ons herstel bring op die regte tyd. Nou, vandag wil ek met jou praat, en vir jou sê, om Jesus te vind, wanneer die geraas te veel is, wanneer daar soveel raas en dinge om jou plaasvind, kan jy Jesus vind, in 'n sagtheid, in 'n stilheid, en daardie woord wat ek amper kan sê, dis nie vandag meer jou mislukkings nie, dit is nie meer vandag jou pogings nie, dis vandag daardie saak wat God sê, laat ek vandag die lewe leef, laat ek jou hand vat, laat ek saam met jou loop, laat ek jou seer dra, laat ek jou genees, ek ken jou, ek verstaan jou omstandighede. Ek wil vir julle skrifgedeelte lees. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en laat ek vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siel. My juk is sag en my las is lig.
Wat 'n fantastiese vers. Wat sê die Here hier? Hy sê, kom na my toe. Vir wie was hierdie vers geskryf? Kom ons kyk 'n bietjie, wat is hierdie vers voorgeskryf? Wat is die konteks? Kom ons vra hierdie vraag, aan wie is hierdie skrif geskryf? Met wie praat die Here op hierdie oomblik? En dan sien ons, dat die skrifgedeelte sê iets nogal uitstaande. Hy praat nie met sondaars wat te min doen nie, maar hy praat met godsdienstige mense wat te veel probeer. Kom ek sê dit weer, hierdie vers is bedoel vir mense wat godsdienstige pogings aanwend en eenvoudig te veel probeer om God tevrede te stel. En hy sê, kom na my toe, julle wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee, ek sal julle herstel. So wat het hier gebeur? Jesus praat met mense wat onder die juk van die wet en die fariseërs was. En hy kom en hy sê, hulle het hulle wette geïnterpreteer. So die konsep van juk, daardie juk is wat ons nou sien wanneer 'n mens osse las oor hulle gesit het sodat hulle waar moes getrek het. Dis 'n juk. Daardie juk wat hulle daarop gesit het, is hulle eie interpretasie van die wette en die reëls en die regulasies wat hulle gevind het in die woord van God. En op die einde van die dag was dit hulle manier en hulle het dit afgeforceer op die mense om hulle. Want hulle het gesê, ons weet en julle weet nie, en as julle dit wil reg doen, moet julle dit doen soos ons dit van julle verwag. Hulle het met ander woorde 'n juk op hulle geplaas. En ons kry dit vandag nog in godsdienstige reëls, dat mense sê, jy moet hierdie, maar jy mag nie daai nie, en as jy dit, dan sal dit, en al hierdie snaakse dinge wat mense probeer sê op godsdienstige wyse. As ek nou vandag langer bid, as ek meer my Bybel lees, as ek hierdie ding doen, dan sal die Here jou aanvaar, dan sal hy jou dalk vergewe, dan sal hy dit dalk vir jou doen. Hierdie juk word so swaar, dat jy op die einde van die dag voel, jy is net nie in staat om die oorwinning te behaal nie. Het word so erg, dat elke tree wat jy gee, is soos wanneer jy op 'n mes loop. In elke oomblik is jy gereed om af te val. As jy nie perfek dink nie, as jy nie perfek glo nie, as jy nie perfek dit nie, as jy nie dat nie, as jy nie hierdie dinge doen nie, dan is jy nie meer aanvaarbaar vir God nie. Dis wat mense sê. Dis wat hierdie skrifgeleerdes gedoen het. Hulle het 'n swaar las op mense gesit. En weet jy wat, die Here kom nie en sê, probeer harder nie. Die Here sê nie, kom. Moet nou nie laat hierdie mense, hierdie ouens wat 'n juk op jou plaas, jou nou nog enigstens verder probeer beïndruk nie. Ek sê vir jou, ek verwag meer. Ek wil meer van jou hê. Ek soek dit. Nee, dis nie wat die Here sê nie. Luister hier, die Here praat, hy sê, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is. Hy praat met my en jou, wat op 'n godsdienstige wyse pogings aanwend en ons beste probeer, maar ons slaag nie in ons pogings nie. Ons ontvang nie die rus wat ons na soek nie. Daardie rus wat met die identiteit van Jesus Christus te doen het. Nou weet, hierdie woord juk, dit beteken dis iets wat jou bind. Dit is 'n instrument wat jou vashou. Dis iets wat jou in 'n sekere groef hou. Dis waaroor dit gaan. En daardie groef van die godsdienstigheid, daardie fariseërs en skrifgeleerdes, was so swaar. Dit was 'n las wat hulle nie kon dra nie. En ek sien dit tot vandag toe. Weet jy, ons is maar regtig, ek wil dit amper maar sê, 'n klomp stupid mense in ons lewe. Weet jy, ons dink net sodra ons die gemak en die rus van die lewe vind, dan begin ons met allerlei reëls. Dit moet gebeur. So, ons noem dit routines. Ons noem dit wat ook al. Wat ons dit ook al wil noem. En as ek nou nie vandag so laat opgestaan het nie, dan is my dag deurmekaar. As ek nie vandag hierdie ding gedoen het nie, as ek nie vandag nog 'n boek gelees het, nog 'n dit, nog 'n dat, hierdie ding gedoen het nie, of as ek nie nou dit doen nie, dan sal ek dit nie maak nie. Ons maak vir ons reëls. In ons verhoudings, in ons finansies, en in al daardie dinge. En as ons nie daarby uitkom nie, is ons so ongelukkig. As ek nou nie die kar ry wat 'n ander ou ry nie, en ek het nog nie in staat gewees om te koop wat ek graag beplan het of wil koop nie. Hierdie jaar wil ek vir myself nuwe doelwitte maak, daardie dinge. En as ek dit nie bereik nie, dan val my lewe uitmekaar uit. Kan jy glo ons sit vir onsself so 'n swaar las op ons lewens? Dis wat gebeur. Dis wat die vyand probeer doen. Dan kom ek vertel jou vandag dat die Here wil jou lei na oorwinning.
Hy leer, hy sê, ek wil hê jy moet die volgende doen. Ek wil hê jy moet doen soos ek doen. Want ek en jy is nie in staat om alles te doen wat die Here gesê het ons moet doen nie. Hy sê, leer van my. Nie leer om soos ek te wees nie. Hy sê, leer van my. Wat sê hy? Hy sê, leer dat ek die Vader vertrou. Leer dat ek die wil van die Here doen en ek beweeg in die plan van die Here. Leer van my hoe om te oorwin. Ek gaan dit in eenvoudige taal vir jou sê. Hy sê, leer van my om op my te vertrou. Ek dra jou, ek beskerm jou, ek is die God wat jou verlos, ek is Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van jou geloof, ek is die een wat jou hand dra, ek staan saam met jou in jou pyn, ek staan saam met jou in jou seer, ek is met jou, ek is jou vriend, ek is jou God, ek is jou verlosser, ek is die een wat jou dra in elke omstandigheid. Dis wat die woord van die Here sê. Hy sê, leer van my die manier, leer van my. Ek het my Vader vertrou. Nou moet jy my vertrou. Dis wat jy moet doen. Moenie al hierdie doelwitte stel nie. Moenie sê as jy nie teen hierdie stadium dit het, as jy nie soveel weeg nie, as jy nie dit bereik het nie, as jy nie so fiks is nie, as jy nie so slim is nie, as jy nie hierdie ding bereik het nie. En ek sê nie jy moet nie vir jouself dinge bereik nie. Ek het 'n idee en ek wil dit vir jou so sê, jy gaan baie meer bereik as jy die rus van die Here vind. Jy gaan vrede met jouself vind. Jy gaan doen wat jou hand vind om te doen. Jy gaan dit geniet. Jy gaan die Here daarmee eer. Jy gaan nie nodig hê om jouself te meet aan ander mense nie. Jy gaan nie sê, hoekom is daai ou so en ek nie so nie. Jy gaan na die Here kyk en die Here gaan vir jou sê, ek gaan jou help om rus te vind. Ek gaan dit doen. Leer my tegnieke, leer my metodes, leer my dissipline. Nee, hy sê dit nie. Hy sê dit nie. Hy sê, leer wie ek is, want jou identiteit bring rus. Leer wie's hy. Hy stap saam met jou. Hy ken jou. Hy verstaan jou. Hy is met jou op hierdie oomblik. Hy sê vandag, jy kan jouself nie red nie. Ek is daar om jou te red. Jy kan nie dit op jou eie reg kry nie. Ek is die een wat jou lei deur die donker omstandighede. Ek is die een wat jou krag gee. Jesus gee die grond vir sy uitnodiging hier. Hy sê, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Ek is sagmoedig. Kyk die verskil tussen die juk van die fariseërs en die skrifgeleerders. Hulle het gekom en gesê, jy moet hierdie doen. En as jy nie dit doen nie, dan ban ons jou uit die sinagoge uit. As jy nie dit doen nie, dan maak jy nie so nie. En ons is altyd kwaad vir jou, want jy is altyd op dun ys. Jy is altyd besig om nie genoeg te doen van jou kant af nie. Jesus sê, nee, ek kom vandag na jou toe. En ek sê vir jou, ek is sagmoedig en ek is nederig van hart. So God se plan is heeltemal anders. Julle sal rus vind vir julle siele, is 'n direkte aanhaling van Jeremia 6 vers 16. Hy sê, dan sal julle rus vind vir julle siele, maar kyk wat sê God daar. Hy sê, staan op die paaie en kyk, en vra na die ou paaie. Wat is die ou paaie? Nie die ou tradisies nie, nie daardie dinge nie. Vra na die manier om op God te vertrou. Soos Abraham op God vertrou het, soos Isak op die Here vertrou het, soos Jakob op die Here vertrou, soos Noag op die Here vertrou het, soos Samson op die Here vertrou het, so het ons dit, soos Dawid op die Here vertrou het. Gaan op daardie plek waar nie reëls vir jou sê wat om te doen nie, gaan op daardie plek waar jy die hand van die Here vat. Ek wil jou uitdaag, ek hoop jy kan dit verstaan, maar ek wil jou uitdaag vandag, om vir een oomblik te sê, Here, U is my bron, en U is my sterkte. Ek gee oor. Ek gee 100% oor op hierdie oomblik. In die naam van Jesus, kom stap in my lewe in. Net soos wat ek is. Here, U ken my seer. U ken my beperkings. Here, U ken my sondes. U ken my stikkend. U ken dit alles. Kom vat dit alles. Laat ek met U identifiseer. Want as ek dit doen, bring dit rus in my lewe. U vat my hand. U veroordeel my nie. U is nie die een wat my verder straf nie en my slaan nie en al hierdie dinge van my verwag nie. Ek plaas my in die hand van die Here. Ek sit my daar. Rus vir die siel is nie gedragshervorming nie. Rus vir die siel is die vernuwing van jou hart. Bring jou hart na die Here toe vandag en sê vir die Here, Here, ek en U, vat my hand, lei my, help my, dra my, ondersteun my. Ek weet U is met my. U plan is vir my.
Ek rus in U. U is die een. Ek hoef net saam met U te wandel. Die res maak nie saak nie. Ek hoef nie my meer te meet, my skouers te skuur aan dit wat daar buite aan die gang is nie. Ek kan vandag rus vind en die Here loop met my 'n pad. Hy dra my in elke situasie. Hy gee om vir my en hy gee vir my die krag. Dis wat dit beteken. Hy sê, my juk is sag, my las is lig. Wat sê dit vandag? Dit sê die Here kom en sê, as ek saam met jou pad loop, verwag ek nie van jou om elke ding te doen, op elke manier en jou te straf oor elke saak nie. My las is lig. Hy sê, kom, ek sal jou lei. Jy hoef nie eers te weet wat die pad vorentoe is nie. Ek sal jou rigting gee. Jy hoef nie te wonder of jy genesing gaan ontvang met deur hierdie of daardie nie. Hy sê, vertrou my, ek sal vir jou die werk doen. Sit jou oog op die Here. Sit jou vertroue in die Here. Dis wat hy sê, kom na my toe. Jy wat vermoeid en belas is. Ja, moeite, belas, platgeslaan, stikkend, veroordeeld, in jouself, beteken jy niks, en jy voel jy gaan dit nooit kan maak nie. Die Here sê, jy, ek praat met jou, kom na my toe. Kom na my toe op hierdie oomblik, en ek sal vir jou rus gee, en ek sal vir jou kalmte gee, en ek sal vir jou die oorwinning gee, want jy is myne. Nou wil ek dit so sê, ek wil dit so graag doen vandag. Jy hoef nie vandag verder uit te hou, aan te hou, al hierdie dinge nie. Sit jou hand in die Here, laat die Here jou dra. Laat die Here jou help. Maar Jesus praat mos nou met jou, wat uitgeput is. Hy sê vandag, ek wil jou help, ek wil jou ondersteun. Jy weet, miskien is jy ook vandag moeg vir die idee om te sê, ek moet aanhou dit en dit doen en daardie ding. Dalk is jy moeg vir daardie idees en daardie sake. Sit net jou hand in die Here, gaan rus net by die voete van Jesus. Hy is sag, hy is nederig van hart. Dit is wie daar vir jou wag vandag. Hy is die een wat sê, ek maak alles stil. God is nie kwaad vir jou nie. Hoor dit, ek moet dit sê, God is nie kwaad vir jou nie. Hy is nie teleurgesteld in jou nie. Hy is die een wat na jou kyk en sê, ek sien, jy het 'n swaar las en ek wil vir jou daardie las verlig. Ek wil jou help en jou ondersteun en jou dra in al die omstandighede. Hy is die een wat vir jou krag gee. Mag jy vandag jou seer, jou stikken, jou omstandighede gee. Mag jy vandag nuwe rus vind in die Here, want hy gee vir jou vrede in Jesus se naam. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. En hy sê, neem my juk op jou, my las is lig. Weet jy dat hy vandag sê, liefde is die antwoord? Wees lief vir die Here, want hy is lief vir jou. En hy vat jou hand, hy tel jou op, hy vee jou trane af, en hy sê, ek dra jou. Ek wil vir jou bid vandag, waar jy ook al is, jy wat so vermoeid en so belas is, hoor dit vandag, die Here gee om vir jou. Vader, in die naam van Jesus, ek dank U, dat ek nou vir jou kan bid, dat jy nuwe krag sal kry, dat die Here vir jou nuwe oorwinning sal gee, dat die Here vir jou strome van lewe gee, soos die golwe op hierdie oomblik inkom, sodat die Here vir jou rus kan bring, dat hy sy identiteit in jou sal gee, en dat die oorwinning van die Here jou deel sal wees, want jy is kosbaar en waardevol vir die Here. Jou deurbraak lê voor die deur, en God sê, jy hoef nie bekommerd te wees nie, jy hoef nie van jou kant af 1000 dinge te doen nie, sit jou hand in my hand, aanvaar jou identiteit as Jesus sin, dit gaan vir jou rus bring. In Jesus naam, amen, en God bless jou vandag. Baie dankie dat jy saam luister, dankie dat jy saam deel is aan 3 minute kerk, dankie vir die mense wat ons ondersteun en die dagstukkies luister. As jy wil deel wees van die dagstukkies elke dag, kyk in die beskrywing hoe om betrokke te raak daarin, en dan wil ek ook vir jou sê, jy is meer as welkom om my te skakel en kontak te maak. My nommer is 072 444 1890, en dan wil ek ook sê, baie dankie aan ons kampioene, wat hulle harte en hulle beursies oopmaak vir die bediening, sodat die seën van die Here daar kan wees. Dankie daarvoor, die Here seën julle, God bless julle, en kom ons kyk uit vir 'n fantastiese week.